En dan wil ek ook maar weer sê wat ek 'n paar keer gesê het, ek hoop nie dit was net vir ons so 'n ou eenmalige stop langs die pad nie. Net nou dat ek en Louis gaan gesels en dit nooit, ons moet 'n manier uitkry wat ek Louis is, dit kort Louis of ou Louis of ek kan nie praat van Grys Louis nie, en ek kan ook nie praat van Kaalkop Louis nie en al die meer nie. En ek kan ook nie die een praat, die een wat bril het en die een wat nie bril het, die so moet ergens iets uitwerk oor die Louis wat hier by ons is. Dat ons sal aanhou bid dat die Here vir ons nie op hierdie pad sal los nie, dat die pad vorentoe, dat ons dat die Here tog maar vir ons al is dit dan net een keer 'n maand tog maar kan voortgaan met die gedagtes en die groter tema wat ons in hierdie week tog maar probeer wou besoek het, en dit is om ons weet dit is maar ons in gemeente opset, is dit so dat ons dieper verhouding met die Here wil hê, maar ons het ook in hierdie week aanhoudend vir mekaar kon gesê dat die eie ek, die ekigheid, die eie wil nie hê dat ons in 'n dieper verhouding met die Here betrokke moet raak. En ons kan dit vanaand op 'n stadium weer vir mekaar sê, dat hy dit nie wil hê nie, en dat die Here vir ons sal goed wees, dat ons in ons dieper groei, dat die Here vir ons daarin sal sien. So, baie dankie dat jy hier was. Ek hoop en vertrou dat die geleenthede in die afgelope week, wat ek met jou kon gedeel het, en met jou paadjie kon gestap het, saam met jou kon sop eet, drink en brood eet het, dat dit alles maar net dinge was wat ons saam kon gedoen het, dat ons mekaar bietjie beter kon leer ken het, so bietjie nader aan mekaar kon gekom het, en dat ons op so 'n manier saam in ons verhouding met die Here groei. Vir Cynthia, dankie vir die sop en die brood vanaand. Ag nee, Hansen, ekskuus, julle het gisteraand, ek kan sien nie, of ek raak oud of ek raak moeg of wat ook al, maar nee, Hansen, dankie daarvoor. Ons sien ook uit om dan genaam julle sop en brood te eet en so saam met julle te kyk. So vir ons laaste oordenking vanaand in Johannes se evangelie, dan lees ons dat die Here Jesus op 'n stadium dan vir sy disippels sê dat hy is die wingerdstok en ons is die lote. En dan kom hy en hy snoei die lote, sodat hulle op die einde nog meer vrug kan dra. Nou ek is geen snoeier nie, weet van snoeiwerk absoluut niks nie. Ek het nou gesien as iemand rose snoei, maar wingerde wat gesnoei word, weet ek nog nooit gesien. En al wat ek van die snoeiwerk af weet, en naaste wat ek aan snoeiwerk kom, is wanneer ek hier so in einde Augustus, begin September, wanneer ek my gras so kort as moontlik sny, sodat hy weer nuut kan uitloop en weer mooi kan begin groei en gesond kan groei. En die enigste wat ek weet van rose en wingerde wat gesnoei word, is dat wanneer die blomme, die rose of die druiwe dan begin groei, dan lyk dit asof daar iemand is wat geweet het wat hy doen. Want om die goed net, dis my ervaring van rose, van druiwe weet ek niks. Rose het ek nog sien. Die vorm wat dit uitloop en hoe dit uitloop en hoe dit groei, dit lyk net asof iemand
geweet het wat hy doen. Aanvanklik het dit nie so gelyk nie. Lyk net asof daar 'n klomp kaalstokke is. En asof hierdie een meer verwoestend opgetree het as wat hy goed gedoen het. Maar wanneer die blom, dit by die blomtyd kom, wanneer dit by die druiwe se tyd kom, dan lyk dit vir my asof daar iemand is wat geweet het wat hy doen. Wat die snoeiers doen, dit weet ek nou nie baie van. Die hoe, dis nou natuurlik God se werk. Dit wat gebeur sonder dat ons regtig 'n hand daarin het. En dis die pad wat ons dan in hierdie week met mekaar wil loop. En wanneer ons met hierdie groei en hierdie blomproses besig is, dan ontdek ons altyd maar weer en weer dat die eie ek net nooit tot 'n einde kom nie en dat hy altyd weer en weer probeer om na vore te kom. Hoekom? Omdat ons graag in beheer wil wees. Die eie ek, die ekkigheid, wil nie onder enige iemand en op die einde glad nie onder God se beheer staan nie. Mag die Here dan vir ons help om te ervaar, te beleef dat ons in sy hande is. Ons weet dit ook, maar mag 'n geleentheid soos hierdie Pinkster van hierdie jaar, elke erediensgeleentheid, elke ander geleentheid wat ons by mekaar kom, mag dit geleenthede wees wat ons ervaar en beleef dat die Here met ons besig is. Ek gaan vir ons in gebed voorgaan en dan daarna gaan ek net vir ons 'n lied speel waarna ons dan net gaan na luister. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U vir ons in hierdie week goed was. Daar is soveel wat ons in U woord raak geloop het. Dankie dat daar soveel is wat U vir ons laat ontdek het. Nou, daar is baie goed wat ons weet. Ons het al baie keer vir Paulus hoor sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil nie, juis doen dit. Maar so dikwels raak ons gemaklik met ons verhouding met U, dat ons dit baie keer nie as spesiaal en intiem beleef nie. Dat ons verhouding met U baie keer sommer maar net lyk soos baie ander dinge waarmee ons verhoudings het. Dankie vir hierdie wonderlike beeld van die pottebakker. En so dikwels, wanneer ons onsself op die skuif ervaar,
lyk dit nie asof daar enige iets gebeur nie. Maar u is besig. En u is ook nie sommer maar net met 'n ding besig nie. U is met mense besig wat name het, en wat 'n verhouding met u het. Ons eer u daarvoor. Ons gebed is ook, maar net weer eens, andermaal, by herhaling weer, dat u ons sal help om gewillig te wees om oor te gee, om gelowige op so 'n manier te wees waar alles aan u oorgegee word sodat u met ons kan bereik wat u wil. En dat u ons genadig sal wees, dat ons aan onsself sal sterf, sodat u meer kan word. En dat soos wat u meer word, ons meer van onsself in u raakloop. En dat hierdie ou lewe met al sy probleme en moeilikheid tog vir ons 'n lewe sal wees wat blom en waar ons sal vrug dra. Seën dan vir ons vanaand, Here, in Jesus se naam bid ons dit. Amen.
Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Gaan af na die pottebakker se huis toe. Ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk. En hy het iets anders gemaak, soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel, vra die Here. Soos klei in pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Een oomblik kondig ek aan dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek, sal uitroei, sal vernietig. Maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid waaroor ek hom wou straf, sien ek af van die straf wat ek oor hom wou bring. En die volgende oomblik kondig ek aan dat ek die nasie en die koninkryk sal bou en sal vestig. Maar wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorsaam is aan my, sien ek af van die goeie wat ek aan hom wou doen. Geloof is soos 'n kraan waardeur ons die heilige ontvang. Nou 'n kraan dra nie water. 'n Kraan pomp ook nie water en 'n kraan suig ook nie water op nie. 'n Kraan is maar net 'n kraan, want die pyp en die water is reeds daar. En al wat die kraan eintlik moet doen is om maar net oop te wees, sodat die water deur die kraan kan vloei. Maar eintlik kan die kraan ook niks doen nie. Die kraan moet eintlik ook maar die ontdekking maak. Weer eens die woord ontdekking wat insluit. Maar die kraan moet ook agterkom dat by homself kan hy eintlik ook nie eers oopmaak nie as dit nie vir hom gegee word. Of as iemand gegee of gestuur word dat die kraan oopgemaak word of dat hy as kraan oopgemaak kan word. En sodra as wat die kraan open om te probeer, dan begin die water van self te vloei. En ek hoop iets hiervan sal in my en jou lewe ook van hier af vorentoe, en solank as wat ons gegee word om dus van die graf te leef, want dis waarby ons eintlik vanaand by stilstaan, en wat deel van ons lewe moet wees waarop ons onsself moet toelê, en dit is om net mee te gee. Die kraan moet net meegee, dat hy sal ophou om te probeer. Eintlik al wat die kraan eintlik regtig met sy self probeer kan doen, is om 'n blokkasie te wees. En vir my en vir jou as kind van die Here, is dit 'n uitdaging om oor te gee. Dis nie deel van ons natuur nie. Ek en jy is gebore om te wil probeer. En oral in die lewe hoor ons stemme van, jy moet jou kant bring.
Selfs dinge soos, jy moet jou hart vir die Here gee wanneer ons dit vir ons kinders sê, of wanneer ons dit vir hulle in die katekese leer, is eintlik ook 'n probleem in sigself. Want as dit nie vir my gegee word nie, sal ek dit ook van self nie regkry. En dis 'n hele lang teologiese ding wat ons definitief nie vanaand by gaan uitkom tyd voor sal hê. Die Gees van die Here. En sal ons dit ooit genoeg vir mekaar kan sê dat die Gees van die Here wil vir ons help. As ons hierdie ding in ons lewe kan hoor en kan beleef dat die eie ek staan in die pad van ons groei, staan in die pad van dit wat die Here met ons wil bereik. Dan wil die Gees vir my en vir jou help dat elke aksie wat daar in my lewe is, selfs ook die moeilik is, wanneer daar swaar dinge op ons lewenspad kom, dat ons lewe as 'n vloeibeweging, net soos die water wat vloei, dat ons lewe as 'n vloeibeweging sal ervaar. Ook die moeilike dinge. Maar die ou eie ek, hy is maar 'n kandidaat en sal net dus kan die graf nooit ooit opgee dat ons kan word en dat ons kan wees wat die Here bedoel het dat ons moet wees nie. En iemand sê die eie ek, ons ken ons die uitdrukking van die moeder van. Nou so enkele weke gelede het hulle die moeder van alle bomme in Iran gegooi. En daar's baie ander dinge wanneer ons iets groot wil beskryf, dan sal ons praat van die moeder van alle wedlope, die moeder van alle probleme, die moeder van alle berge, die moeder van alle probleme is die eie ek. Ken Wilber is 'n Amerikaanse skrywer en hy sê dat godsdiens in die algemeen, nou elke mens, die hele wêreld is ons vol van 'n algemene godsdiens. Oral waar ek en jy mense in die straat of in ons lewe in die wêreld mense raakloop, sal baie mense vir jou sê, hy is ook, sy is ook godsdienstig. Nou sê hy dat godsdienst oor die algemeen is maar net bloot ondersteuning vir 'n mens se lewe. So as daar iets swaar met jou gebeur, as daar dood in die familie of in die gesin of waar ook al is, dan is godsdienst baie keer, die algemene godsdienst is maar net ondersteuning. Hy sê, egte godsdienst, die mens wat regtig 'n verhouding met die Here lewe, die mens wat hom daarop toelê om 'n verhouding met die Here te hê, wat sug daarna. Hy sê so godsdienst is omvormend. Dis godsdienst wat 'n mens tot in jou niere verander en vernuwe. Hy sê, it shatters all. It transforms the deepest seat of consciousness itself. Dis egte godsdienst.
Willem Nicol in sy boek, in die boek wat ek ook baie gebruik het vir hierdie week se oordenkings en wat vir my ook baie gehelp het met hierdie ding en wat dan is dit sleg om iets raak te loop. Maar dan kom mense agter hier, is iets wat jou nie gaan los nie. En ek is die Here baie dankbaar dat ek nou aan die einde van die week ook op hierdie stadium van my lewe kan sê, Here, baie dankie dat ek weer iets in my lewe kon raakloop, ook deur u goedheid, wat vir my nie gaan los nie. En dis kom ek vir jou op Hannes 100 gesê het, is dat ek is saam met jou in hierdie ding, ek is saam met jou op pad. Dis nie asof ek vanaand of enige van die ander aande hier gestaan het en vanuit die hoogte uitgepraat het. Die mense wat oor hierdie goed skryf, dis byna soos iemand wat gesê het, ons wil baie keer oor gebed praat, maar daar's mense wat hulle ergens in kloosters gaan afsloof om 'n gebedsmens te word. En mense wat net so nou en dan 'n skietgebedjie opsê, hy wil iets oor gebed kom sê of hy wil kom saam praat oor gebed. En ek is een van daardie wat wil sê, ek wil nie uit die hoogte oor hierdie hele onderwerp kom praat nie, ek is hier om te leer. Maar in sy boek oor in die hande van die pottebakker is daar 4 elemente wat hy in die verskuiwingsproses kon identifiseer. En dis hopelik iets wat ek en jy vorentoe nou in ons lewe kan gebruik. As jy dalk miskien nou in hierdie week agtergekom het of iets beleef het dat Jeremia 18 praat met jou of daar's 'n ander gedeelte wat met jou praat en dat jy agterkom, maar hier is besig om 'n verskuiwing in my lewe te plaas te vind. Hoe klein ook al en hoe stadig ook al, dan is daar 4 dinge wat ek dan met jou wil deel so ons sal heel wat korter wees vanaand. Die eerste wat hy sê is aanraking. Ek weet nie of jy ook net nou toe hierdie lied gespeel het, iets baie besonders beleef het nie. Toe die lied gespeel het, dit is my gevoel, die heeltydse herhaling van kom vloei deur my. Asof die Here juis met my wil kom praat en vir my te sê, ek wil jou gebruik. Dit wat ek besig is om van jou te maak, is nie sommer net terloops of per toeval nie. Ek het 'n baie definitiewe plan en 'n rigting waarin ek met jou lewe wil beweeg. En daarom is een van die eerste dinge in 'n mens se verskuiwing is om te beleef, om te ervaar dat die Here raak 'n mens aan. Ek wil glo of ek wil hoop dat wanneer 'n mens die aanraking van die Here beleef, dat 'n mens daarmee ook sensitief sal wees dat dit wel die Here is wat vir 'n mens aanraak. Die eie ek het ook 'n manier om homself te vermom. En dat hy homself op so 'n manier kan kamoufleer om gevoel en emosie in 'n mens se lewe wakker te maak, wat dalk kan maak dat jy dink dat dit die Here is wat jou aanraak. En op die einde van die dag is dit maar net 'n stuk emosie. Ons is geskape om te ontdek, raak te loop
die Here wil vir ons daarmee help, om raak te sien dat hy in verhouding met ons wil leef. En ons grootste struikelblok is na alle waarskynlikheid, is dat ons wil probeer uitwerk, ons wil probeer verstaan, hoe werk dit? Die een wat die snoeiwerk doen, weet presies, waar moet hy die snoeiwerk doen? Sodat daar groei kan plaasvind. Sodat dit op 'n mooi manier, sodat dit die beste vrug na vore kan bring. En as die Here vir ons kom aanraak, dan is dit omdat hy vir ons wil help dat ons lewe in die teenwoordigheid van die Here sal oopbreek. Iemand baie jare gelede, ek kan nie die outeur onthou nie, maar die persoon het ook net geskrywe om God tussen die potte en die panne te beleef. Terwyl ek met my elke dag se program besig is. En ek weet, môre is Vrydag en dan is daar weer allerlei dinge wat gedoen moet word en daar by die werk, die van julle wat werk, wat ek kantoor moet beman, dan is daar allerlei ongevraagde goed wat kom, 'n telefoon wat lui en iemand wat by jou deur inloer en iemand wat vir jou werk bring wat dalk nie beplan is nie. En dan kan dit so maklik gebeur dat die belewing wat ek met die Here het, dat ek dit soort van verloor. En met die Here se aanraking wil hy vir ons help dat ons deurentyd bewus sal wees daarvan, dat hy eintlik met sy sagte hand op ons skouer leef. Die prentjie van die pottebakker, die hand wat heeltyd op die klei is, wat heeltyd besig is om aan daardie klei te raak, en vir daardie klei as ware te verseker, jy is in my hande, en ek is nog die heeltyd daar, en my hand op jou lewe is bedoel dat jy dit ook so moet beleef. Die tweede ding wat hy sê is dat daar onthegting sal plaasvind. Nou ons het almal iets waaraan ons baie geheg is. Dalk is dit 'n persoon, dalk is dit iets wat 'n ou besit. Daar by my in die huis sal, hy selfs, kinders in 'n mate weet dit ook, dan sal hulle baie vinnig vir jou sê, moet net nie aan jou pa se goed vat. Want daar is 'n klomp goed, wat dis myne, los dit net, moet net nie aan my goed vat. En so het ons almal goed waaraan ons verbind is, wat ons geheg aan is. Elke mens het sy slagter en sy dokter en sy apteker en so meer. Ons is geheg aan bepaalde dinge. Nou ken ons die voorbeeld van die skoenlapper, van die wurm wat homself trommeldik vreet en dan op 'n stadium, dan kom hy by 'n punt wanneer hy homself in daardie kokon begin toespin. En dan binne daardie kokon word hy dan 'n eier, 'n papie, wat later
water deurbreek en dan 'n skoenlapper word. Maar in hierdie hele proses van om skoenlapper te word, moet daar 'n stuk onthegting plaasvind. En wanneer daar dinge aan ons lewe as ware vassit, dan moet die pottebakker ook een of ander instrument, dan wil ek amper sê, is sy hande en sy vingers nie genoeg om te doen wat hy wil doen nie, en dan moet hy een of ander skerp voorwerp gebruik om te kan uithaal wat hy nie wil hê nie. En as ek en jy aan enige iets anders as die Here self afhanklik is om oor goed te voel, dan is ons nie op die regte plek. Vir die Here om ons alles te wees, is daar dinge in ons lewe wat moet wegkom, sodat ons heeltemal vry kan word. En iemand sê, ons is immers nie human doing of human having nie, maar human beings. Mense wat moet wees wat die Here bedoel het om te wees. En vir my en vir jou beteken niks uit dat ons weet God het ons so lief, vind ons so belangrik dat ons onsself maar kan los. En dis 'n groot ding om in jou lewe mee besig te wees, om van jouself te kan loskom. Die derde is dat daar 'n vereniging sal plaasvind. En ek lees van 2 voorbeelde wat iemand gebruik, is wanneer hy sê, as jy 'n druppel water vat, en jy laat daardie druppel water in 'n glas wyn drup, dan word daardie druppel een met daardie wyn. Soveel so dat jy nie kan onderskei dat daar enigstens water in daardie wyn of 'n druppel water in daardie wyn gestort is. Die tweede beeld is naamlik om vir ons te help dat ons kan verstaan dat hierdie druppel wat in die wyn val, dat hy nie so wegsmelt dat 'n mens niks van wie jy is en wie daardie water is kan ontdek nie. Is die tweede beeld is wanneer 'n mens 'n stuk yster, 'n voorwerp van yster in die vuur indruk. En wanneer jy daardie vuur warm genoeg maak dat daardie stuk yster soos die vuur begin lyk, kan jy nog altyd binne in daardie vuur, hoe warm daardie stuk yster ook al geword het, kan jy nog steeds daardie voorwerp en daardie vorm kan jy sien. En al wat hierdie beelde vir ons wil sê is dat ek word een met God sonder dat ek my identiteit verloor. Dis die aangrypende van 'n lewe voor die Here. Is dat God wil nie ophef wie ek is nie. Hy het my juis gemaak wie ek is, maar hierdie wie ek is, wil hy ook in die proses vir my en vir jou help, dat ons meer sal word, voller sal word,
ons dieper in hom en in 'n meer innige verhouding met hom sal groei en met hom sal leef. Paulus sê in Efesiërs 3 vers 19, dan sê hy, dis nie net 'n deeltjie nie. Daar het nie net 'n deeltjie van die liewe Here na hierdie wêreld toe gekom nie. Hy het met sy volheid, het hy onder ons kom woon, en met sy volheid het hy in ons kom woon. En hoekom kom woon hy in ons? Sodat ek en jy meer mens, meer volledig mens kan wees, en mens kan wees wat meer wil oorgee. En die agtergraad met die skyfies. Die 4de een is 'n volledige meegee. Die aanwesigheid, en die aanwesigheid skryf ek met 'n hoofletter A. Daarmee bedoel ek die Here self. Die aanwesigheid wil maar net vir my en vir jou help om vry te word. Wanneer ek en jy vanaand en vorentoe soos wat die Here vir ons elkeen lei om oor ons lewe en ons verhouding met hom na te dink, hoop ek dat ons sal ontdek, raak leef, raak lees, raak aanhoor, dat die Here ons wil vrymaak. Thomas Keating skryf, the spiritual journey is the call to the unknown. That is the nature of it. En die beste iemand aan wie ek kan dink, wat met hierdie, of 'n voorbeeld wat ons raakloop, wat hierdie unknown moes intrek, was Abraham. Al wat hy hoor, wat die aanwesige vir hom sê, die stem, is ek wil hê, jy moet trek. En al wat ons aan die einde van Abraham se storie weet, is dat hy nooit in die land gekom het wat die Here hom beloof het. Maar hy was gehoorsaam om te trek. En dat hy uit daardie beloftes wat die Here vir hom gegee het, dat hy daaruit geleef het en daaraan gehoorsaam was. Die mooi tema wat ek al met julle gedeel het rondom Abraham se lewe, sommer net 'n mens. Is dit nie wie ek en jy ook is nie? Sommer net 'n mens. Sommer net 'n mens word in God se teenwoordigheid mens by uitnemendheid. En wat ek en jy dan vanaand vir ons lewe kan saamvat as troos, as hoop. God doen dit teen sy eie pas. Eie aan ons mens wees in hierdie wêreld waarin ons leef, alles is kits. As jy gou iets wil warm maak, dan druk jy hom in die mikrogolf. Ek gaan gou geld trek, druk my kaart in en nou deesdae, ek hoef nie eers meer winkel toe te ry nie, ek kan vir 60 bel en sommer 1, 2, 3 het ek wat ek wil hê. Dis die wêreld waarin ons lewe, van alles gebeur vinnig. Julle penne klap. God het sy eie pas,
waarmee hy met my en met jou op pad is. En vir my en vir jou, as ek dit 'n uitdaging so kan noem, is om die Here te vertrou dat hy op tyd sal wees. As ons dink die Duitsers of die Japaneese is op tyd wat hulle goed aanbetref, dan is die Here selfs nog meer betyds. In terme van wat hy doen en met wie hy op pad is. En ek sluit met dit af. Hoe word dit 'n werklikheid? Na 4 aande is dit dalk miskien die ding waarmee jy aanhoudend in jou lewe gaan worstel. Môreoggend, Saterdagoggend, volgende week. Ek weet mos nou nie hoe maak die Here vir 'n mens bymekaar. Maar al wat ek weet is dat die Here is daar. En wanneer 'n mens dan wonder, is hoe word dit 'n werklikheid? Hoe sal ek weet dit word 'n werklikheid? Dan kan ek en jy gerus maar weer gereed sit, op ons hoede wees, dat die eie ek wil uit sy kop uitsteek om te wil verstaan. Ek en jy moet gaan leef in die vertroue, hoe moeilik dit ook al is, hoe uitdagend dit ook al is dat die Here is met ons op pad. En wie beter het ek en jy as om te gaan kyk na die Here Jesus self, die volmaakte voorbeeld van hoe dit gebeur het. En hoe dit wat God in sy almag beplan het, dat dit alles in die lewe van sy seun 'n werklikheid geword het. So wil ek glo, wil die Here ook dan, dat dit vir my en vir jou 'n werklikheid sal word. Dis my gebed vir jou. Hoe stom of hoe afgesaag die woorde dalk miskien vanaand ook al mag klink, dat ek vir jou bid. Die sal ek doen. Maar so wil ek ook vir jou vra, as jy links en regs van jou kyk, of net nou by die deur uitstap, miskien is daar iemand wat die Here op jou hart lê, vir wie jy verantwoordelikheid kan aanvaar, vir wie jy kan vra, dat die Here ook vir hom of vir haar sal stuur. Ek wil hoop, ek wil vertrou, dat die 4 aande wat ons by iets probeer uitkom het, wat baie, baie groter is. Eers hier by gister se kant, het ek weer daaraan gedink, die Here het my iets laat afbyt, wat heeltemal te groot is, wat nie sommer net so vinnig in 4 aande kafgedraf kan word. Maar mag dit ook so wees, dat die Here vir ons elkeen op 'n spoor geplaas het, om by niks anders uit te kom, as te weet, hy is by ons, en hy wil vir ons help, dat ons sal blom, en dat ons vrede met die Here sal hê, wat vir ons oneindig lief is. Ek gee 'n paar oomblikke vir stil gebed.
Baie dankie Here dat U elke gebed en elke versigtiging gehoor het. Dat nie een se versigtiging leeg by U verbygegaan het. Dat ons elkeen vanaand met hierdie wete kan leef, U oor is nie te doof om te hoor nie, en U arm nie te kort om te help nie. Baie dankie dat U in hierdie week vir ons goed was. Dat ons bietjie meer as kon stof afblaas. Dankie dat U ons toegelaat het om onder die oppervlak te krap en dan nie om deur mekaar te raak nie en ook nie op dinge af te kom wat ons sal ontstel of ons lewenspad wil ontwrig nie. Maar dat ons vir U ook onder die oppervlak kon raakloop en al krap ons hoe diep U is nog altyd daar. En Here, die week van saam dink en saam luister is dan nou verby. En kan ek dan namens ons almal vir U kom vra? U weet hoe lyk ons môre en oormôre is. Sal U vir ons met U hulp kom bystaan, want vanaand sê ons vir U, ons kan nie. Ons het al baie kere in ons lewe probeer. Ons kom sê dit nou maar weer vir U, ons kan nie. Dankie dat U ook daar is waar ons nie kan nie. Help vir ons op, hou vir ons vas, laat ons se lewe ontdek wat vol is van U self. Omvou ons met U self. En laat ons dan op die einde krane wees waardeur U liefde na wêreld toe vloei. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing dan nou vir oulaas nog die Pottebakkers-lied. Amen.
Ja, die heerlike wat ons gisteraand ook vir mekaar kon gesê het, is dat ons nou na ons lewe daar buite in die wêreld kan terugkeer in die wete dat die Here is saam met my en met jou daar en saam met ons op pad. Beleef die seën van die Here by jou lewe en gaan van hier af ook in sy vrede weg. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees, sal met elkeen van ons wees en bly, totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn.